Kom ons sluit net die oë, dan open ons net met gebed. Liewe Heer, baie dankie vir u genade elke liewe dag wat u so mildelik op ons uitstort. Liewe Heer, en veral verdien ons dit dalk nie, weet ons dat u nog steeds in u groot genade ook lief is vir elkeen van ons wat vanoggend hier in die huis is. Wil u ook so met ons wees, wil u die Sabbatskool seën, en wil u ook so gee dat ons ook 'n ligstraal vir u sal wees in hierdie donker wêreld daar buite. Wees dan nou met ons, seën ons dan nou in hierdie Sabbat. Amen. Ons gaan nou open met lied nommer 398. Ons gaan nou kyk na die sending vir vanoggend. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that
tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Christ died for us. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Romans 5 verse 1 to 6 and verse 8. Ek gaan vir die diakens kans gee om net die offergawe vir ons op te neem. Is daar enige spesiale versoeke vir oggend wat ons kan opdra aan die Here? Amen. Tanya, ons sal aan bid en Tannie Elsie dink. Nog iemand? Is daar nog iemand wat 'n versoek? Genesing vir jou vrou, okay? Ja, Srag. Okay, waar dit moontlik is, kom ons kniel net almal saam vir gebed. Dankie liewe Heer dat ons ook met versoeke na U toe kan kom en ons weet dat U dit al klaar gehoor het nog voordat ons dit gespreek het. Ons wil ook dan vir oggend Tannie Elsie en Piet aan die opdra vanmôre, wil U ook daar met hulle wees. Wil hulle ook seën en ook in hulle behoeftes daar voorsien waar hulle dalk uitdagings mag hê. Liewe Here, wees ook so met die tannie wat siek is, wil U ook daarvoor genesing skenk. En wil U ook dan gee dat ons ook elke dag met dankbare harte kan rondloop, soos wat Oom Jan gesê het, dat ons kan dankbaar wees vir alles wat U vir ons doen. Liewe Here, dan bid ons ook vir oggend vir Jamie waar hy siek is. Wil U ook hom aanraak met U genesende hand en wil U hom gesond maak. Liewe Here, want U is die groot geneesheer. Liewe Here, baie keer dan kan ons dink dat U nie ons behoeftes sien nie, maar U is in beheer en U kan in alles voorsien. Maak nie saak hoe groot of hoe klein dit mag wees nie.
Liewe Heer, seën dan nou ook die offergawe, wil U dit gebruik tot uitbreiding van U werk op aarde. Amen. Vanoggend gaan my tema oor ontmoet Jesus by die tafel. Nou ek het baie keer gaan sit en dink, waaroor gaan ek praat, en die was die tema wat toe nou by my opgekom het. Nou ons teksvers van vanoggend kom uit Openbaring 19 vers 9, vir die wat dalk wil saam geblaai het. En dit lees en sê, toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Daar is niks beter as om saam met jou familie na 'n dag wat verby is, om 'n etenstafel te kan sit. Nee, dis iets spesiaal om dit met jou geliefdes te kan deel. Dis 'n tyd om bande mee te smee, op te vang met wat gebeur het gedurende die dag, te lag en net om mekaar se geselskap te gaan geniet. Het jy al opgemerk dat Jesus ook in die Bybel op dieselfde manier saam met die mense gesit en geëet het? Hy het 'n koneksie met die mense gehad op 'n menslike vlak en hulle met geestelike voedsel gevoed. Die bestudering van die verhale van Jesus wat na die huis van Maria en Martha gekom het om hulle gasvryheid te geniet, het my laat dink aan elke keer wat ons om 'n tafel saam met Jesus sal kan gaan sit, die dag wanneer ons saam met hom gaan wees. Net om te kan sit en waar hy mense geleer het en geonderrig het en ook net saam met hulle kameraadskap gehad het. Daar is baie verhale van Jesus wat diep geestelike waarhede gedeel het en terwyl hy saam met die gaste van alle vlakke van die lewe geëet het. Kom ons kyk na van die verhale wat ons vind in die Bybel. Ons eerste verhaal gaan oor Matteus, die tollenaar. Matteus se verhaal van Jesus wat hom uit sy tollenaar se hoekie geroep het om hom dadelik te volg. En dan gaan hy voort waar Matteus hom genooi het om ook 'n ete saam met hom te gaan geniet. En dit lees ons in Matteus 9 vers 9 tot 13. En dit sê, en toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit. En hy sê vir hom, volg my, en hy het opgestaan en hom gevolg. En toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met tollenaars en sondaars? Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ontsteld is. Maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerhandes nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Matteus se vriende en sy sosiale groep was mense wat soos hy was, soos wat die meeste mense ook in vandag se lewe is, wat streef na roem en beroemdheid en na wêreldse genot. Dit lyk dus natuurlik dat die medetollenaars wat genooi is om aandete te geniet. Matteus het hulle genooi sodat hulle ook Jesus se verhale kon kom luister het. Die sondaars in hierdie geval, wat ook dalk miskien ons kon ingesluit het dalk in daai dae, maar hier het dit waarskynlik 'n persoon bedoel wat nie die streng reëls van die godsdienstige leiers van daardie tyd nagekom het nie. Hulle het dalk 'n immorele leefstyl gelewe, 'n bedrieglike belastinggaarder gewees of enige iemand met 'n skrapse reputasie. Matteus het sy materiële fortuin agtergelaat vir 'n vars lewe van vergifnis en 'n lewe saam met Jesus. Hy het dadelik vir sy vriende gesê en hulle genooi om Jesus se lewenswoorde te kom hoor. Matteus leer ons 'n groot les, dat ons hoef nie geestelik volwasse te wees of 'n graad in teologie te hê om ons geloof met ander te deel nie. Wat 'n pragtige prentjie van die inklusiwiteit van Jesus, die krag van die Heilige Gees en die hart van God. Hy was lief vir elkeen wat daardie aand na die tafel gekom het en die transformerende krag van sy liefde en boodskap na kom luister het. Ongeag jou reputasie of vorige gedrag, Jesus is lief vir jou en wil hê dat jy om sy tafel moet kom sit. Dan ons tweede verhaal wat ons ook nog gaan kyk, is die laaste afondmaal. Jesus se laaste maaltyd voordat hy die uiteindelike opoffering gemaak het, was saam met sy binnekring van sy disippels. Hy het nog soveel dinge gehad om sy geliefde disippels te kon leer, maar die tyd op aarde was baie min. Ons vind die hele verhaal in die Evangelie van Lukas 22 vers 14 tot 23.
En toe die uur kom, het hy aan die tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en hy sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die wyn van hierdie wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat ek vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en hy sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat ek vir julle uitgestort het. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai, is by my aan die tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wie daardie man, deur wie hy verraai word? Toe begin hulle om mekaar te vra, wie van julle kan dit tog wees, wat dit sou doen? Jesus het baie maaltye met sy kosbare disippels gedeel. Hierdie laaste een was 'n belangrike een en het gepraat van nog 'n groter banket wat sou kom. Al het hy geweet dat sy disippels hom sou verraai, verloon en verlaat, het hy van die tafel af opgestaan om hulle voete te was. Dit was 'n werk vir die laagste slaaf en Jesus het dit op homself geneem. Wat 'n pragtige voorbeeld van diensbaarheid wat hy ons gegee het. As jy geweet het dat dit jou laaste dag op die aarde is, sou dit jou keuse wees om ander mense se voete te was. Wanneer jy na sy tafel kom, dien die koning van die hemel jou. In hierdie bovertrek en die laaste Pasga maaltyd, deur Jesus sy disippels diep gegronde waarhede wat lewens vir ewig sal verander. Die brood en die wyn sou nou sy liggaam en sy bloed simboliseer. Hy het gepraat van sy nuwe verbond, sy eie lewe en sy bloed, gestort vir die vergifnis van sondes. Elke keer as ons dan die nagmaal vier, is dit asof ons geestelik saam met Jesus aan die tafel is. Hy wil hê ons moet onthou hoekom hy homself opgeoffer het vir ons. En hy waardeer elkeen van ons met 'n liefde wat ons nie eers kan begryp nie. Elke keer as ons na Jesus se nagmaalstafel kom, maak dit 'n persoonlike ontmoeting. Laat sy liefde met jou geestelike behoeftes praat en jou inspireer. Ons derde verhaal kry ons in Johannes 21, vers 1 tot 13, maar gaan dit nou nie lees nie as gevolg van die tyd. Dit teken 'n tere en herstellende hereniging tussen die opgestane Jesus en Petrus aan. Die disippels het die hele nag in die see van Galilea vis gevang en met leë hande teruggekom. Vroeg die oggend het Jesus op die wal verskyn en na hulle geroep. Impulsiewe Petrus spring uit die boot, ten volle geklee en swem weg en hardloop sowat 100 meter om Jesus te ontmoet. Soos hy die water opkom, sien en ruik hy dat Jesus vir 'n ontbytmaaltyd voorberei het. Johannes gebruik die woord om hierdie ontbyt houtskoolvuur te beskryf, wat net op een ander plek in die skrif gevind word, die vuur wat Petrus gebruik het om homself warm te maak, terwyl hy 3 kere ten sterkste ontken het dat hy Jesus ken. Petrus het 'n terugflits gehad van sy ontkenning by daardie ontbyttafel. Dit maak nie saak nie, Jesus nooi Petrus nog steeds om te kon ontbyt eet. In vers 12. Jesus vra dan vir Petrus 3 keer of hy hom liefhet. Die 3 vrae wat Jesus gevra het, kontrasteer met Petrus se 3 ontkennings. Alhoewel dit Petrus se gevoelens seer gemaak het, het hy wel daar hom vergewe en dan vir hom gesê dat hy die gawe van herstelling en vernuwing vir hom gegee het met 'n belangrike opdrag. Jesus wou seker maak dat Petrus weet dat hy hom vergewe het, hom liefgehad het en vir hom 'n werk gehad het om te doen. Ons kan almal versterkte verbintenisse, 'n gevoel van behoort en herstel by die tafel van Jesus vind. En dan kom ons dan uiteindelik by Jesus se eie tafel. Ons sal nooit honger of dors kry aan Jesus se tafel nie. God se woord wys vir ons baie gevalle van sy oorvloedige sorg en voeding. By die troue in Kanaan gee Jesus die bediendes opdrag om die waterkruike tot die rand toe vol te maak. Hy verander die water in 'n uitstekende wyn en spaar die gesin groot verleentheid. Want sonder wyn sou hulle die ongeskrewe wette van gasvryheid oortree het. Hierdie eerste wonderwerk van Jesus gaan oor sy oorvloedige goedheid teenoor ons en die gasvryheid van God.
Hy voer ons tot op die rand met absoluut net die beste. Jesus het 5 klein garsbrode en 2 visse geneem en daarmee 'n hele skare gevoed, meer as 5000 mense en daar was nog oorskiet. Niks is onmoontlik by Jesus se tafel van oorvloed nie. Hierdie verhaal is ook 'n pragtige voorbeeld van wat ons tafelgemeenskap noem. Voordat hy die skare fisies gevoed het, het hulle die waarhede geleer, die siekes genees en hulle hoop en vertroue gegee deur sy liefde en sorg vir hulle. Hy gaan voort om ons vandag op dieselfde manier te voed, in oorvloed met waarheid, hoop en met liefde. Jesus het net sy bediening begin toe hy homself aan die Samaritaanse vrou by die put geopenbaar het. Hy het sy disippels dorp toe gestuur om te gaan kos koop terwyl hy die put se skare weer gerus het. Hy het met hierdie arm, verstote, sondige vrou gepraat en haar gehelp om te verstaan wie hy was. Sy het met opgewondenheid die woord versprei dat die Messias gekom het. Die verwarde disippels het toe hulle teruggekom het en hom aangespoor het om iets te eet, nie verstaan toe hy gesê het, ek het kos om te eet waarvan julle niks weet nie. Steeds verward het die disippels mekaar gevra of iemand anders vir hom dan kos gebring het. Jesus het sy beste gedoen om hierdie heerlike maaltyd wat hom tot die rand toe vul te verduidelik. My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het om sy werk te voltooi, vers Johannes 4 vers 34. Die voedsel wat Jesus beskryf het, was die geestelike voeding wat hy ontvang het, toe die Samaritaanse vrou verstaan het wie hy was en sy aanbod van die ewige lewe aanvaar het. Miskien het Jesus haar reaksie gesien as net die begin van baie mense wat in haar voetspore sou volg en die koninkryk van God kan beerwe. Om sy Vader se wil te doen, het hy vervul en bevredig op 'n manier wat fisies voedsel nie kon doen nie. Ek het nog nooit op hierdie manier aan Jesus as die mens gedink nie. Ek het aangeneemheid geweet wat haar aksie sou wees. Miskien het hy, maar ons sal nie weet nie. Maar om sy emosionele reaksies te lees, het trane in my oë gebring. Toe Jesus lewende water gegee het aan hierdie Samaritaanse vrou, het hy geweet dat sy soekend was na die lewende water, al het sy dit nog nie besef op daardie stadium nie. Psalm 42 vers 2 sê, soos 'n hart wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Jesaja 55 vers 1 sê ook vir ons, o almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Jeremia 2 vers 13 sê ook, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van die lewende water, het hulle verlaat om hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Toe Jesus met haar gespreek het oor die lewende water wat vir ewig haar dors sal les, het hy bevestig dat hy die Messias is en om in hom te glo het vir haar die ewige lewe beteken. Wanneer 'n mens jou lewe aan hom gee, dan getuig dit dat riviere van lewende water deur jou lewe sal vloei. God sê ook hy is die brood van die lewe in Johannes 6 vers 35. En wanneer ons in hom glo, sal ons nooit geestelik honger of dors wees nie, want Jesus is al wat ons werklik nodig het. Ons eet brood en ons drink water om ons fisiese behoeftes te bevredig, maar by Jesus se etenstydtafel gee aan ons geestelike voedsel en ook lewende water. Vir ons as God se kinders is dit belangrik dat ons deel aan hierdie 2 dinge elke dag vir fisiese kos en water. Jesus voed ons geestelike lewe elke keer as ons tyd saam met hom spandeer. Ek hoop dat dit insiggewend was en dan kom ons sluit dan af met lied nommer 395.
net die oë. Dankie Here dat ons kan weet dat net U ons kan verlos. Wil U gee dat ons ook gereed sal wees, dat ons ook kan hoor dat ons gereed is wanneer U op die wolke verskyn. Seën ons dan nou verder in hierdie Sabbat, seën ook die Sabbatskool en wees met die mense wat dit moet lei, gee hulle ook wysheid en insig. Amen.